Na 'n paar weke se gesoek deur 4 provinsies het dit tyd geword om uit te vind wie die wenners van Fortuinsoekers die Benato Diamant. In 'n nat Kaapstad volg ons die laaste 2 spanne op die spore van Bani se verlore diamant. Vanaf Houtbaai, deur die middestad tot aan Melkbosstrand en die spanning loop hoog. Maar kom ons kyk eers wat tot dusver gebeur het. 13 skofte gelede het 9 spanne van heinde en verre op 'n pad net buitekant Kimberley begin ryloop op reis na die avontuur van 'n leeftyd. Go. Great, my girl. Dit was nou vet pret hoor. Gedurende die afgelope 12 skofte het hulle in die voetspore van die flamboyante mynmagnaat Bani Benato geloop. Hulle het sy nalatenskap leer ken deur tientalle leidrade te lees, te ontsyfer en te volg. Ons maak of ons nog soek. Die span het dit gekry, die ander span. Maar ons het hulle agter hulle parkeer so hulle kan nie ry nie. Dit het die deelnemers dikwels na die vreemdste plekke gelei en hulle dinge laat doen waarvan min mense ooit in 'n leeftyd sou kon droom. Hier is 'n bitter. Okay, hou af. Awesome. Gaan jy doen goed, skat? Hulle het die vele fasette van die Suid-Afrikaanse diamantbedryf van die laat 1800s leer ken. Nie net die harde, ongenaakbare komponente van die bedryf nie, maar ook kennis gemaak met die luksusheid en weelde wat die blindklippies kon bring. 3 sinnetjies vir julle geskryf. Hier is my reis se einde. Ek het my gat gesien. Jy praat 'n uiters goeie game. Nou, Rond my en deur die hele avontuur het ons saam met die deelnemers gelag, saam gevier, kant gekies as hulle beklei het Ek gaan nog steeds aan. en aangemoedig wanneer dinge moeilik geraak het. Ek dink dit is nou laaste. Ons was ons boere. So ons gaan teen die môre by die werk wees. So ons laaste dag van holiday. Maar almal kan nie 'n wenner wees nie. Een vir een moes ons vir die spanne totsiens sê, soos die skofte hulle tol geëis het. Actually, ondervinding vir niks nou nie. Dit was great geweest. Ek dink al die spanne besef aan die einde van die dag kan daar net een wenner wees. En al wat nou oorbly is nog een laaste skof. Bani Benato se verhaal in Suid-Afrika het begin en geëindig op 'n kaai soos die. Vir hom en vele ander fortuinsoekers het die goud en diamant stormloop in Afrika 'n lewensdroom van skatte en rykdom ingehou. Die oorblywende 2 spanne, Desiree en Marina en Gerard en Therese, ontmoet my in Houtbaai se hawe waar ek vir hulle die eerste leidraad van die finale skof gee. Dis knerstyd. Die spanning loop hoog. Vir een laaste keer gaan hulle mekaar die stryd aansê vir die prysgeld van R250,000 kontant, diamante ter waarde van R50,000 en die gesogte titel van Fortuinsoekers die Benato Diamant. Vertrek! Gerard en Therese is die eerstes om op 'n drafstap weg te spring in die fyn mis wat oor Houtbaai se hawe neersif. Marina en 'n hinkende Desiree volg kort op die Oldsmobile se hakke. Soos jy het ook hy op 'n kaai hier gestaan, die joetjie uit Londen wat sy weg hier sou baan. Soos jy het ook hy op 'n kaai hier gestaan, die joetjie uit Londen wat sy weg hier sou baan. 'n kwart eeu in die land het sy lewe geraak. Dit het Bani verander, hy het sy fortuin hier gemaak. Maar sy kop was anders voor die langvaart noord. Hy was soms die klits kwyt, daaroor is daar akkoord. Volgens kennisse het hy denkbeeldige geld getel, selfs in mure gegrawe, so word daar vertel. Het hy dalk, net dalk, iets weggesteek, 'n steen ongeslyp, onsigbaar vir die leek.
Dink Konings se seuns, 2 van hulle tesaam, en in Huguenot House, Loopstraat, die juwelier se naam. Okay, so Loopstraat, daar is 'n loopstraat in Kaapstad. Dis langs Long. Ja, ons weet van dit. Maar is daar 'n loopstraat in Hout Baai? Ons moet iewers uitvind waar is Loopstraat, maar ek dink hy's in die middeste. Ons was gister hier. Nee, dit was lang, sorry. Hier's ek het 'n se kaart. Loopstraat. Ons moet iewers uitvind waar is Loopstraat. As ons by enigiemand ry wat ons net gou kan stop en vra ons of hier 'n loopstraat in Hout Baai is. Loopstraat, daar het ek het hom. Dis in Kaapstad, In nee. Kaapstad, ja. So gaan regs Okay. hierso. Moet ek regs gaan? Jy moet regs gaan. Ons moet nou Kaapstad toe ry. Ekskuus tog. Die Ry. vinnigste pad Kaap toe. Die Oldsmobiles besluit om hulle instink en natuurlik ook Gerard se padkaart te volg. Sonder om vas te stel of daar 'n loopstraat in Hout Baai is, ry hulle direk Kaapstad toe om daar hulle lot op Loopstraat te werp. Desiree en Marina keer iemand voor en vra vir hulp. Hi, sorry, is daar 'n loopstraat in Hout Baai? You have a map of Hout Baai? Fantastic. Dankie. Ons is besig Is met dit die sommer van ry. die hele Kaap? Ja, kyk verloop, dit is dink nie bos loopstraat. Sy kaartboek wys dat daar nie 'n loopstraat in Hout Baai is nie en hulle besef hulle moet Kaapstad toe. Getrou in hulle styl het hulle egter nog een laaste versoek. Het jy dalk 'n foon wat ons kan Google? Ag asseblief, dankie. Laat ek net want ons moet soek vir Huguenot House in Loopstraat. Huguenot House. Die persoon se foon kan wel Google en kort voorlank kry hulle die antwoord waarna hulle soek. Ja, daar is wat ons wil hê. Prince and Prince Diamonds. Ja. That's the one. 66 Loopstreet. Prins is inderdaad die naam van die juwelier waarna hulle soek en Desiree en Marina weet nou waarheen om te gaan. Die Oldsmobiles doen dinge op die ou manier en probeer die leidraad intellektueel uitredeneer. Dink koning se seuns, 2 van hulle tesaam. Dink koning se seuns. George en Edward. George, koning se seun, nie koningin se seun. Want Charles is ook nog nie 'n koning nie. Nee, dink die koning se seun. So, Ja. wie's daai ou wat dood is en toe word sy een seun koning en toe abdikeer hy vir die ander een, George en Edward. Edward, ja. 2 van hulle saam en in Huguenot House, Loopstraat, die juwelier se naam, George en Edward. Beide die spanne is nou op pad Loopstraat toe. Die meisies weet alreeds hulle is op soek na Prins diamanthandelaars en goudsmid. Iets wat Gerard en Therese vinnig sal moet vasstel. By Prins moet die spanne soek na die plek waar ongeslypte diamante in verhandelbare edelstene en uiteindelik juweliersware omskep word. Dis daar waar die volgende leidraad op die finaliste wag. Prins is alreeds vir meer as 'n kwart eeu een van Kaapstad se vooraanstaande handelaars in sommige van Suid-Afrika se minerale rykdom in die draabare vorm. Die hoogs gekwalifiseerde diamantkonsultante by Prins beskik oor gesamentlike ervaring van meer as 95 jaar. Prins skenk 2 uitsoekdiamante aan die span wat eerste opdaag. Ja, hier is Loopstraat. Okay. Dink koning se seuns, 2 van hulle tesaam en in Huguenot House, Loopstraat, die juwelier se naam. Okay, Huguenot House. Ons kan vra waar's Huguenot House? Okay. Gerard en Therese arriveer eerste in Loopstraat, maar weet nog steeds nie wat die naam van die juwelier is waarna hulle soek nie. Desiree en Marina se soektog kom intussen tot 'n tydelike halt. Don't tell me. Give me a go. Skinny legs and all. Prince Diamonds. Dan cutting Prins, ja. Terwyl die meisies by die padwerke opgehou word, sien Therese die juwelier in Loopstraat raak. Die Oldsmobiles daag eerste by Prins op. Goeiemôre. Ons is op soek na 'n ongeslypte diamant. Ongeslypte diamant is, jy moet afgaan na die diamantslypers. O, waar's hy? Ja, diamantslypers kom by, so dis net hier uit. Die winkelassistent verduidelik dat alle ongeslypte diamante in die werkswinkel wat onder in die kelder geleë is, verwerk word. Hy beduie presies vir hulle hoe om in die werkswinkel te kom. Jy weet nie wat onder die grond daar aangaan nie. Jy kom in hierdie mooi winkel en
Ja, en al die blinkklippies. Eers gaan vat jy na hierdie meneer toe en dan vat jy na daai meneer toe en dan met die trappies af. Ja, dit was en dis 'n lekker losgelukkig daar. Ja. Lekker ongeslypte diamant. Anker Diamond. Onder in die werkswinkel ontmoet Gerard en Therese een van die diamantslypers, besig om aan 'n ongeslypte diamant te werk. Uit pure gewoonte kyk hulle rond vir 'n kussie wat die leidrade bevat. Die leidrade lê openbloot in die slyper se gereedskapskassie. Die diamantslyper kom tot hulle redding. Baie dankie, is dit al twee ons? Gerard en Therese kry eerste die tweede leidraad. Maar dis nie al wat hulle by Prins en Prins kry nie. Namens Prins Prins wil ek vir julle al twee 'n diamant gee wat ons hier so geslyp het. Wag, Goeie genade. dit is baie Vreeslik baie dankie. Kan ek jou maar 'n drukkie gee? Ja, maar jy weet nie wat dit beteken nie. Nou sal ons daar ontmoet. Nou moet ons terug. Jy is trou. Ons moet nou terug. Nou moet jy trou. Ja. Baie dankie, liewers. Vreeslik baie dankie. Ons het altyd gesê ons sal trou wanneer ons reg is. Maar ons het nou 'n diamant. Of ons nou dadelik hiervoor reg is, weet ek nie en of ons môreoggend 'n kerk moet gaan soek. Weet ek ook nie. Ek dink ons sal dit maar nou doen. Sal jy nou maar met my trou? Is dit romanties genoeg? Nee, glad nie. Jy kan baie beter doen as dit. Is dit nie skrikkeljaar nie? Nee. Ons sal wag vir skrikkeljaar. Vir ieder nommers, Huguenot House 22 aanloop. So is dit af. Die finale skof van Fortuinsoekers is in volle swang. Dit is Desiree en Marina teen Gerard en Therese wat dinge uitspook om die eerste plek. Die Oldsmobiles het voor die meisies by die juweliers in Loopstraat opgedaag. Gerard en Therese het dus nie net die eerste punte op die bord nie, maar spog ook met 'n diamant elk, geskenk deur Prins en Prins. Desiree en Marina is egter kort op hulle hakke en enigiets kan nou gebeur. Ons wil net uit die pad uit dat die meisies nie ons kar sien nie. Ja, as hulle verbykom dat ons net iewers te staan. Ons is nou in Bree, Gerard. Ja, ek weet ons gaan nou hier op. Ja. Maar ons moet. Okay, kom ek lees so lank. Lees. Jy sal seker maar weer moet verder ry. Niemand by die winkel het jou dit vertel. Jy sal seker maar weer verder moet ry. Niemand by die juweliers het jou dit vertel. Maar dalk wag die skat nog by 'n Kaapse hotel. Om die geheim te ontrafel moet jy aan gewere dink en aan die Wilde Weste, hoe snaaks dit ook al klink. Hierdie hefboom-aksie het die Weste help tem. Op Remington se dwaalspoor gaan jy beslis nie wen. Daar's ook 'n bekende liedjie oor 'n Engelse kathedraal wat jy deel sou kon maak van hierdie verhaal. En as jy van Moeliepunt se toring na Leeukop sou mik, het jy die volgende bestemming klaar in die blik. Hierdie hefboom-aksie het die Weste help tem. Dit is 'n Winchester, seker 'n revolver, ek weet nie. Op Remington, dit was 'n revolver, se dwaalspoor gaan jy beslis nie wen, okay? Daar's ook 'n bekende liedjie oor 'n Engelse kathedraal. London Abbey. Winchester Cathedral, London Abbey. wat jy deel. Okay, parkeer net hierso. Ja. Dat ons hierdie ding uitfigure hoor. En met die Oldsmobiles wat net om die hoek staan, waar hulle die leidraad probeer oplos, kry Desiree en Marina ook die juwelier. Diamonds. Prins Diamonds. Dis ons alweer skryf parking. Wonderful, well spotted, choma. Dink jy ons moet nou Moelpoort toe ry? Nee. Ons Kaapse hotel? As jy van Moeliepunt se toring na Leeukop sou mik, Ja. het jy die volgende bestemming klaar in die blik. Okay, dankie. Dankie weer. Okay, bye. Okay, maar wat ek is aflei is as ons by Moelpunt kom, is ons naby die Kaapse hotel. Nee, ons ry. nee. Thank you. Thanks very much. We're looking for a rough diamond or a rough something. Yes. Hy's in die lyn tussen Moelpunt en die En Leeukop. Leeukop, dis wat ek bedoel, Maar dis, ja. ek wil eers weet waar is Leeukop. Moet hulle nie eens vra of die ander die was nie? Ons wil nie weet nie. Nee, ek glo nie glad nie. Daar's Leeukop, okay? Daar's Leeukop. Ja. So as ons by Moelpunt is dit moontlik dat ons Leeukop kan sien. Kom ons kyk wat die hotelle is daar. Romney in daai lyn. Ja. The Ritz
Daar's Winchester Mansions Hotel. Daar sy. Okay, dan kan jy so toe ry. Nes Gerard ontsyfer dat hulle volgende na die Winchester Mansions Hotel toe moet gaan, kry Desiree en Marina ook hulle leidraad by die diamantslyper. Daar lyk vir my rof. Kan ek hom afvat? Nee, maar rarig Het is nou. warm. Kan je het is warm. Warm, maar het is niet warm. Oké, het is een meer... Kan ek in die raam afbakkie kry? O, hektiek. Ja, is gelukkig. Dankie. Baie dankie. So as jy van Moelie Point